Ons is besig met die gawes. Kan jy my hoor? Ek is af. Hier daar op die galery, kan jy my hoor? Jacob? Pragtig. Nou wat gebeur is, ons is besig met die gawes van die Heilige Gees, deel 5. Daar is 9 gawes in 1 Korintiërs 12. As jy gaan lees, kan jy gaan sien dat al die 9 gawes wat daar is. Hierdie gawes maak my opgewonde, want die Here gebruik die kinders van die Here om deur die gawes te werk. Glo jy dat die Here deur jou kan werk? Glo jy dit? Met alles wat binne in jou is. Alles wat binne in jou is, moet jy dit glo, dat die Here die gawes deur jou kan laat werk. Kom ons bid net voor ek begin. Wonderlike Here, ek vra dat U die woord sal seën. Ek verklaar my afhanklikheid van U. En Here, ek is niks sonder U nie. Maar Here, met U aan my sy, weet ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Ek wil bid, Here, dat ons sal fyn luister wat die Heilige Gees vir ons wil sê vanmôre. En dankie Here vir alles wat U vir ons doen. En alles wat ons het, Here, is genade van U af, Here. Ek wil bid, Here, ook met hierdie geleentheid somme, hou ons gesond in hierdie tyd, Here. Want Here, ons wil tot ons volle potensiaal vir U kan werk en dinge vir U kan doen, Here. Here, seën ons op 'n spesiale wyse en openbaar U self aan ons op 'n spesiale wyse. Net soos U dit kan doen. Ek bid dit in die kosbare, wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Soos ek sê, ek is besig met die gawes van die Heilige Gees. Ek was so baie water gedrink, Annelies. Hier vir my gaan haal eers. Dankie. Prys die Here. Ek wil môre so begin. Ek gaan aan by die, waar ons laas keer opgehou by die gawe van wonderwerking. Nou, ons het baie kere gawes van genesing, dat die Here nog steeds genees. Glo jy dit? Die Bybel sê God het nog nooit verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag en môre tot in alle ewigheid. Hy is die geneesheer. Al het jy die gawe van genesing, die Here werk deur jou met die gawe van genesing. Onthou, dis nie jy wat genees nie, jy is nie die instrument vir genesing. So die Here werk deur jou, wanneer jy bid vir iemand, jy lê hulle hande op en hulle word genees, dan moet ons God al die eer gee, wanneer iemand genees word. Maar in die laaste dae, sien ons baie min wonderwerke. Baie min. Ek glo dat in die laaste dae, wanneer ons meer na die einde van die wêreld se kant toe gaan, glo ek dat wonderwerke weer baie groot gaan plaasvind. Dat mens, hoekom dink jy gaan die Here dit doen? Sodat mense gered kan word. Sodat mense kan sien dat Jesus Christus is die antwoord vir die wêreld. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Die Bybel sê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Daarom sê ek altyd, ek hou van om dit te sê, hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Dis nie die Here wat die lig vir jou kan laat deurbreek. Niemand anders dit nie, is die pastoor nie. Hou aan met bid totdat die Here vir jou die deur laat oopmaak wat hy wil hê, moet oopgaan vir jou. Nou kom ek vertel jou gou, ek hou van storieetjies. Nou eendag was daar julle weet wat 'n selgroep, né? 'n klein huis by jou ons. Ons hou 'n geestelike boodskap ons gegee, ons sing so 'n bietjie. Dit is wat 'n selgroep is. Ons het elke Woensdag daar by my huis. Ek maak verskriklik lekker Milo. Ek weet of die mense vir my Milo kom of vir die boodskap het. Want ek maak vir almal lekker Milo. Baie dankie, ek waardeer jou. Ek maak lekker Milo en dan nadat ons Milo gedrink en dan begin ons eers. So dis belangrik om daai versterkingkies in ons liggaam te kry. Maar kom ek vertel jou, daar was 'n selgroep gewees en in die selgroep begin die mense te sing en begin die Here te loof en begin die Here te prys en jy weet dit gaan lekker en jy ervaar die Here en die Gees van die Here begin te werk en nou moet jy iets verstaan. Jy weet vir 'n mannetjie soos ek wat uit die NG Kerk kom, is Pinkster was vir my vreemd geweest. Mense klap hande, die dinge het baie verander nou, al die kerke klap hande nou, almal prys die Here, speel op gitare. Maar voor jare het dit nie gebeur nie. Die Pinkster toe ek die eerste keer in die Pinksterkerk inkom en die mense klap hande, ek wil hier 'n groot kerk hierdie hoor. Maar toe was ek nog single geweest, ek soek net 'n meisie. In die kerk, ek soek net 'n meisie.
Is allemaal saak hoe ook ingestel is, hè? Jy wacht nie oor die kerk, jy soek net 'n meisie. Maar ek het ook vir die Here gevra, Here, ek soek my vrou in die kerk. En dit is nogal belangrik om as jy 'n kind van die Here is, om 'n vrou te kry wat die Here dien. Hoor wat ek sê? Die Christelike fondasie moet reg wees, maar kom ek gaan nou heeltemal van die lyn afweer. Hoor gou mooi. Dat in hierdie selfgroep begin die mense te sing en die krag van die Here werk. Nou mense, jy moet verstaan, want in die krag van die Here werk gebeur daar dinge. En daar's 'n vroutjie en sy val om onder die krag van die Here. Nou jy moet iets verstaan vir 'n enige ouetjie wat nie hierdie goed weet nie, is dit vreemd. Maar wanneer jy dit sien met jou oë, sal jy sien dat God begin te werk. En hierdie vrou val, nou hak ek ook hierso. En hierdie vrou val onder die krag van die Here. Maar iets gebeur wat vreemd is. Sy val haar kop oop teen die bank se kant. En die pastoor is ook by die selfgroep. En hy bid. Hy bid en hy praat met die Here oop oor. Hy sê vir die Here, hy sê, Here, hierdie is nie van U af. Die krag van die Here kan nie werk en iemand kry seer nie. Here, U werk nie so nie. Hy gaan na die vrou toe en hy bid vir haar. Terwyl die selfgroep aan is, bid hy vir haar. En met sy eie oë sien hy dat die wond toegaan. Dis die gawe van wonderwerke. Dit is bo-natuurlik en dis net God wat dit kan doen. Maar God gebruik jou om dit te doen. Hy stuur nie engele in die hemel uit nie, hy gebruik jou, want jy is daar om dit te doen. Ek en jy is die hande van die Here, ek en jy is die voete van die Here, ek en jy loop na mense toe om 'n drukkie te gee, ek en jy bemoedig mense, ons bel mense, ons sê Jesus Christus is ons hoop, hoor julle wat ek sê? Die Here gebruik jou, niemand anders nie, jou. Wanneer die Here op jou hart lê om iets te doen, dan doen jy dit. Jy bel nie die pastoor en sê, pastoor, kan ek dit doen nie? Nee, jy doen wat God vir jou sê. En die pastoor het dit gedoen en met sy eie oë sien hy die wonderwerk plaasvind voor sy oë. Mense, dit moet awesome wees, hè? Ek dink dit moet awesome wees om so iets te sien. Kom ons kyk na Bybelse voorbeelde van wonderwerke. Jesus het water in wyn verander. Ek dink, terwyl ek so besig met die boodskap en ek sê vir myself, die Here gaan baie met mense die gawe gee van wonderwerke, wat ek weet nie hoeveel mense sal net wyn wil maak die hele tyd vir hulle. Hè? Hoor gou mooi, Jesus het water in wyn verander, dis 'n wonderwerk, hoor dit. Nou gaan ek sê, Here, ek gaan nou vandag water drink. Hoor wat ek sê, God weet vir wie om die gawes te gee. Baie belangrik. Hy gee nie net die gawes vir enige een nie. Hy weet of jy dit sal kan hanteer of nie. Die volgende gawe is, Jesus het 'n man, toe Jesus gearresteer was, Kobus, toe slaan hulle ou se oor af, op sê ek sy kop af. Slaan hulle ou se oor af. Wat doen Jesus? Die Bybel sê hy het sy oor teruggesit. Mense, jy kan nie net 'n oor terugsit nie, en hy was genees. So dit beteken daar 'n wonderwerk plaasgevind toe Jesus sy oor teruggesit het. Maar mense sien dit nie raak nie, hulle kyk dit mis. Die Bybel sê dat Jesus het sy oor genees en hy's reg. So dis eintlik 'n wonderwerk wat daar plaasgevind het. As ons kyk na nog 'n wonderwerk, was toe Jesus die Here die Israeliete gehelp het met die Egiptenare se oorwinning, al die pla wat plaasgevind het. Dis mos 'n wonderwerk wat God doen daarso. Dis net 'n wonderwerk wat die Here dit kan doen, hy het vir 'n oorwinning gegee. Die ander een groot ding is waar Jesus 5000 mense gevoed het met daai visse en die broodjies. Ons almal ken dit in die Bybel. Mense, dis 'n wonderwerk. Ek dink hoeveel kere is daar mense die einde van die maand nie kan deurkom. Sê Here, ek het U nodig. En die Here kan deurkom vir jou en vir jou kos voorsien, want hy is die bron van lewe. Die ander ene wat ek nie geskryf het is dat die Here het 'n donkie gebruik om met 'n profeet te praat. Mense, dis 'n wonderwerk. Jy weet, as 'n donkie met my praat, dan gaan ek hardloop. Maar God sal enigiets doen om jou aandag te kry. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Hy gee vir jou om. Jy weet, dis 'n wonderwerk wanneer 'n donkie, het jy al gehoor 'n dier praat met jou? Kan nie gebeur. Maar God laat dit toe, want hy wil die man se aandag kry. Hoe kan jy glo dat 'n donkie met jou kan praat? Kom ons beer.
Ek dink dis een van die grootste wonderwerke vir my, wat al is in die Bybel. Ek vertel jou hierdie ene keer. Daar is 'n sendeling in Indië. Hy is nog net 2 jaar 'n sendeling. Nou hierdie Indiërs, en daar is 'n vrou in die village, en sy gaan dood, en hulle maak toe 'n foutjie, wat nie vir my 'n foutjie is nie. Hulle vra vir die sendeling, wil jy nie die seën uitspreek oor die lijk vir ons nie? En hy gaan toe na die begrafnis toe, in plaas dat hy die seën uitspreek oor die lijk, sê hy die volgende woorde. Hy sê in die naam van Jesus, staan op uit die dood uit, in die naam van Jesus. Mense, en die vrou staan op, sy is dood, sy staan op. Ek bedoel, jy het al gesien hoe hardloop mense rond as 'n wonderwerk voor jou plaasvind. Die Bybel sê, vra en ek sal vir jou gee, bid en jy sal ontvang. Maar die ding is, ons het nie 'n verwagting nie, dis hoekom niks in ons lewens gebeur nie. You must have an expectation, wanneer jy 'n verwagting het, sal God dit vir jou doen. Maar die ding is, ons het nie 'n verwagting nie, dis hoekom niks gebeur nie. Hoor mooi, die vrou wat opstaan uit die kus uit, sê vir die mense binne in die kerk, sy sê, ek het gesien hoe Jesus Christus my aanraak. Mense, dis 'n wonderwerk. Glo julle dat wonderwerke gaan plaasvind vorentoe? Die Bybel sê so, die gawe van wonderwerke gaan plaasvind. Kom ons kyk na die gawe van genesing. Nou, as Pinkstermense wil ek vir julle sê, ons glo nog steeds aan dokters, al glo ons in die gawe van genesing, ons glo nog steeds aan hospitale. Hoor gou mooi, die Here het die dokters daar geplaas, hulle insig en wysheid gegee om my en jou gesond te maak. As hy nie die insig en wysheid van God het nie, kan hy my en jou nie gesond maak. Maar glo jy dat God jouself kan genees? Ja, hy kan. Daar is baie van ons wat hier sit wat kan getuig dat die Here het my genees sonder dat ek 'n dokter gesien het. Sonder dat ek 'n dokter gesien het. Die Here kan nog steeds genees, die gawe van genesing. Kom ons kyk na Bybelse voorbeelde van genesing. Jesus het iemand genees wat doofstom was. Ek dink is baie sleg om doofstom te wees, né? Maar Jesus het vir een gebid en hy het gesond geword. Paulus het gebid vir siek mense en hy het gesond geword. Ek dink hierdie ene wat Petrus gedoen het was 'n kwaai enetjie. Hy het gebid vir 'n vrou wat verlam was en sy het gesond geword. Glo jy dat Jesus Christus kan genees? Nog steeds kan hy genees. Ek glo 'n ander ding. Jou hondjie kan siek wees. Jy het nie geld nie. En jy bid, vra vir die Here om jou hondjie gesond te maak. Weet jy, mense hoor wat ek sê, God kan dit vir jou doen. Ja, ek weet. God kan dit vir jou doen, ek is hakkerig vandag, lyk dit my. God kan dit vir jou doen, dat jy bid vir jou dier, en God maak hom gesond. Maar weet jy wat, die Here kyk na jou hart. Hy sien maar, ek sien, hierdie persoon se hart raak, en God genees. Mense, dit is wonderlik om te weet, dat die Here kan nog steeds werk, deur die gawes. Hierdie ene is ook nogal vir my kwaai, ook van genesing. 'n Man kom na Jesus toe, hy sê, ek wil hê jy moet bid vir my diensknegt. Hy sê, jy kan maar huis toe gaan, hy is klaar gesond, wat jou geloof het gedoen. Hy het nog eers, hy het nie eens vir die oog, hy het nog nie eens aangeraak. Sien julle wat gebeur wanneer jy glo? Only believe, God will do it for you. Wanneer jy begin te glo, sal God vir jou deurkom. Ek wil vir jou sê, hierdie woord is die Rema woord. Hierdie is die Rema woord, Rema beteken lewendige woord, en God kan nog steeds genees. Ek glo dit met my hele hart, dat God nog steeds kan genees. Julle ken almal vir Reinhard Bonke, né? Reinhard Bonke preek in 'n kerk. En in daai kerk sit daar 60 dowe mense. 60. Hy preek vir 10 minute. 10 minute. Hy hou op. Hy sê, gees van doofheid, kom uit in die naam van Jesus. Sien wat gebeur wanneer jy begin te bid in die naam van Jesus? Onthou altyd om te bid in die naam van Jesus. Hy sê, gees van doofheid, kom uit in die naam van Jesus. Van daai 60 word net 25 genees. Nou kom die vraag, hoekom net 25? Want God het besluit, dit is hulle tyd. Jy kan nie vir die Maker sê wat om te doen. Hy weet presies wie het nou genesing nodig.
Hoor julle wat ek sê? God is die een wat genees. Nie Reinhard Bonke nie, maar God gebruik hom om te genees. En ek wil vir jou sê, God werk nog steeds met wonderwerke. Kenneth Hagin bid vir mense vir genesing, dan word kankers genees. Glo jy dit? Dan word kankers genees. Ek kan jou groet met die hand. Dit klink vreemd wat ek sê. En dan word jy genees. Deur die salwing van God wat deur my werk. Maar wie doen die genesing? Nie Wessel nie, die Here. Dit is die Here wat genesings laat doen. Kom ons kyk gou na profesie. Wie het al gehoor van profesie? Die gawe van profesie. Sit hom gou daar op die PowerPoint vir my. 1 Korintiërs 14:1. Ja. Ja, hoor mooi. Jaag die liefde daar. Mense, ek wil nog enige preek gee oor liefde, maar hoor gou mooi. As jy mense in liefde bedien, met jou oë sien jy hoe hulle verander. Maar jy moet liefde gee. Die Bybel sê God is liefde. Hy sê ek is. Ek is liefde. God is liefde. So alles wat jy doen, moet jy met liefde doen vir die Here. Maar kom ook hy jaag die liefde na, dis 'n preek op sy eie raai. Hy sê en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral. Kom kyk hy dan tweede deel. Hy sê beywer julle met die oog op geestelike gawes, met ander woorde 1 Korintiërs 12 al 9 gawes, te oog julle daarop, hoor mooi. Hy sê maar veral om te profeteer. Dis interessant om te profeteer. Hoor gou mooi wat is profeteer? Profeteer is wanneer jy 'n woord van God kry en jy spreek dit. Dit is wat profeteer beteken. Jy profeteer, jy kry 'n woord van die Here. Nou wat in profesie? Profesie is altyd positief. Dit is nooit negatief nie. Nooit nie. Wat in profesie? Profesie sal altyd opbou, dit sal altyd bemoedig en dit sal altyd troos. Jy kan profeteer sonder om 'n profeet te wees. Hoor wat ek sê. Jy kan profeteer sonder om 'n profeet te wees. Want die Here sit die woorde in jou mond op daai oomblik. Glo jy wat ek sê? Die Here kan vir jou nou 'n woord gee. Jy hoef nie eens 'n profeet te weet nie. En die Here en jy kan profeteer al is jy nie 'n profeet nie. Want die Here vind dit nodig om daai woorde nou in jou mond te sit om vir iemand te gee. Mense, dit is wonderlik hoe die Here werk. Jy hoef nie 'n profeet te wees nie. En baie keer dan kry jy die Here moet ons help. Party pastore dan sê hulle ek is 'n apostel en die ou sê ek is dit. En kom ek sê vir jou sonder God is jy niks man. Hoor wat ek sê. Sonder God is jy niks. Jou afhanklikheid moet altyd van die Here af wees. Altyd. Jou afhanklikheid moet altyd van die Here wees. Kom ons kyk na 'n voorbeeld van profesie. Nou my sussie, sy bly daar in Amerika. Sy na manne soek in die bediening. Maar voor dit was sy in Suid-Afrika gewees en sy is toe 'n prokureur, maar sy vertel my die ding. Sy sê 'n man kom na haar toe en hy's 'n dokter. Hy kom na haar toe, hy sê vir haar die Here sê, nou ander woorde as jy sê die Here sê beteken dit jy profeteer nou want jy kry dit van die Here af. Sy kry. Hy sê vir haar, hoorie so, die Here sê vir my ek moet met jou trou. Sy sê vir hom, dis baie interessant. Die Here het my niks gesê nie. Dink jy? Hallo. Mense, die Here het vir jou insig en wysheid gegee om te weet wat is reg en wat is verkeerd. Net omdat jy nou 'n dokter is, ook dit nou val vir jou. Hallo. Werk nie so nie, my ma. As die Here vir hom dit gesê het en die Here het dit in haar hart bevestig al lank al, dan sou sy gesê het ja. Maar dit het nie gebeur, toe sê die Here het dit vir my gesê nie. Jy gaan lank wag vir my. Want ek onthou toe sy voor sy Amerika, toe sy op die vliegtuig klim, toe bel ek haar. Toe sê ek vir haar, die Here sê vir my, moet vir jou sê, jy gaan jou man ontmoet in Amerika, sy lag vir my. Sy bel my in Amerika uit, sy sê ek moet hom ontmoet, ek sê ek het hom ons gesê, die Here het dit vir my gewys. Dis die God wat ek en jy doen. Hoor jy wat ek sê? Dis die God wat ek en jy doen. Die Here moet my help. Hoor gou hierdie ene. In een van my kerke, ek het 7 kerke gehad, in een van my kerke kom daar 'n man. Hy gaan na 'n ander man toe, hy sê die Here wys vir my, beteken ek gaan nou profeteer, ek het dit van die Here af. Hy sê die Here wys vir my, jy's 'n oupa. Die ou gaan na die pastoor toe, hy sê die pastoor, ek is gelukkig getroud, ek het 3 kinders, ek is nie 'n oupa nie.
Hoor mooi wat ek vir jou sê. Dink jy dat God sal verwarring bring wanneer daar geprofeteer word? Nee, God werk nie so nie. Dink wat, daai ouer het seker by sy eie woorde gebruik. Gedink, het sy eie uitgekom, hy het dit nie van die Here afgekry nie. Hy is gelukkig getroud, hy het 3 kinders. Waar kom jy daaraan? Luister mooi. As jy verkeerd profeteer, is die Here nie kwaad vir jou nie. Jy het geweet. Maar as jy dit nie bely nie, gaan God kwaad wees vir jou. Jy moet dit bely voor die Here. Ons almal maak foute, maar hoor gou mooi. Jy moet dit bely wanneer jy 'n fout maak om te profeteer en dit is jou profesie is verkeerd. Jy moet dit bely voor die Here, baie belangrik. Misleiding, wat doen misleiding? Misleiding begin by ongehoorsaamheid en ongehoorsaamheid gaan gewoonlik gepaard met wat? Trots en natuurlik bitterheid. Mense, as iemand profeteer, moet die hande klap. Hoekom wil die hande klap? En wanneer daar geprofeteer word, moet nie rond beweeg in die kerk nie, want jy steur die gees van God wat wil begin te werk in die kerk. En dan spring jy op en jy loop so toe, jy praat met daai en die een. Wanneer die gees van die Here werk, ons as 'n gemeente saam vloei in die gees van die Here, dat die Here gaan begin te werk. Want jy kan nie rondkyk nie, jy gaan mis as jy rondkyk. Want miskien wil God dalk iets vir jou doen en jy hou jou besig met 'n klomp nonsens. Hoor jy wat ek sê? Jy moet sensitief wees vir die Heilige Gees, want die Heilige Gees begin te werk binne in die gemeente. Baie belangrik. Profesie sal altyd in lyn wees met die woord van die Here. As dit nie in lyn is met die woord van die Here nie, kom dit nie van die Here af nie. Hoor jy wat ek sê? Kom dit nie van die Here af nie. Nou, ek gaan vir julle 'n paar profesieë gee wat mense verkeerd geprofeteer het. Hoor mooi. Die ou staan op in die gemeente, ek is 32 jaar in die bediening, ek het honderde goede al gesien. Die ou staan op in die gemeente en hy profeteer. Hy sê die volgende woorde. Ek lag nie as ek daaraan dink. Hy sê daar gaan 'n groot vrees kom oor die land. Hy sê en selfs die Here gaan vrees. Mense, wat 'n klomp nonsens is dit? Dan moet ek na sulke twak luister. Wanneer jy profeteer, moet jy sorg dat jy by God hoor en nie woorde uit jou eie uitspreek nie. Dis gevaarlik. Jy sal moet bely voor die Here wanneer jy verkeerd profeteer. Kom ek gee vir julle nog 'n voorbeeld. Daneman Salom, en hy profeteer nie vir my nie, sy eie woorde. Hy sê die volgende woorde. Hy sê soos God Abraham gebruik het om die Israeliete uit Egipte uit te bring, net so sal die Here ons uitlei, om ons uit te lei uit ons moeilikheid uit. Hy sê ek bedoel Moses. Abraham het mos nie die volk uitgelei nie, Moses. Hy sê ek bedoel Moses. Dink jy wanneer daar geprofeteer word, God maak 'n fout? Nie die God wat ek en jy dien nie. Nie die God wat ek en jy dien nie. So daai ou praat dit homself uit. Kom ons kyk nou nog 'n een. Hierdie een is toch die beste vir my. Ou staan op en profeteer. Vir my is dit sy eie woorde. Hy sê die volgende. Hy sê die Here sê vir my, ek is sy vir die pastoor. Hy sê die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, hy is tevrede met jou. En die Here sê, jy seën hom, en hy sê vir jou 'n geseënde Kersfees. Mense, dink jy dis 'n lyn met die woord van God? Kyk dit glo, Sally, dat ou sulke twak praat. Die Here moet ons help. Maar wanneer jy die gawes van die Gees het, sal jy weet wat is reg en wat is verkeerd. Want die Here het jou ons 'n gesonde verstand gegee om te weet wat is reg en wat is verkeerd. Onthou altyd, jy ontwikkel binne in 'n gawe ontwikkel nie self. Jy ontwikkel binne in 'n gawe ontwikkel nie self. Daar's 5 dinge wat belangrik is. Hoe ontwikkel jy binne 'n gawe? Nommer 1, baie belangrik. Jy moet dit begeer. Nommer 2, jy moet jou liggaam stel as 'n lewendige offer vir die Here. Dan sê jy ontwikkel in daardie gawe. Die volgende een is nommer 3. Jy moet jouself beskikbaar stel vir die Here. Dan sê jy ontwikkel in daardie gawe. Nommer 4, vertrou die Here wanneer jy daardie gawe
dan sal jy ontwikkel in daardie gawe wat die Here vir jou wil gee. En nommer 5, die belangrikste een vir my is, eer altyd die Here. Die lof en die eer kom altyd God toe. As die Here werk en dit in die wonderwerk, wat gebeur voor jou oë, eer altyd die Here. Maar dis nie jy nie, dit is die Here. Altyd die eer aan die Here. Onthou, die eer kom altyd die Here toe. Nou waar begin jy te profeteer? Ons almal moet ons begin te profeteer. Wanneer jy profeteer, neem jy die stap in die geloof, dat jy by die Here hoor. Nee, open. Jy vat 'n stap in die geloof, en waar begin jy? Nie in die kerk nie. Jy maak nie 'n fout in die kerk. Jy begin dit by jouself. Klein. Maar jy maak eerder daar 'n fout as wat jy in die kerk bevind. Want in die selfgroep is daar 12 mense, in die kerk is daar 100 mense. Verstaan jy wat ek bedoel? Jy maak nie 'n fout in die kerk. As jy 'n fout maak en jy begin met jou gawe van wat se gawe wat die Here vir jou gee, begin jy klein. Jy maak 'n fout eerder in 'n klein plekkie by 'n selfgroep as wat jy binne in 'n kerk maak. En jy bely dit voor die Here. Want mense, wanneer jy verkeerd bely, kan jy verkeerd profeteer, kan jy mense seermaak. Dan gaan ek vir julle nou sê, hoe maak jy mense seer? Jy kan mense seermaak, maar jy dit nie reg doen nie. Luister gou mooi. 'n Mens word geïnspireer deur 3 geeste. Nommer 1, God se gees. Nommer 2, die duiwel se gees. En nommer 3, jou eie gees. So daar's 3 geeste wat jou inspireer in jou lewe. Watter gees inspireer jou? God se gees, die duiwel se gees of jou eie gees? As enige profesie jou wegtrek van God af, is dit nie van God. Kom ek sê dit weer? As enige profesie jou wegtrek van God af, is dit nie van die Here af nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld, sodat julle kan verstaan. 'n Man spring op, hy begin te profeteer. Daar's mense in die kerk wat se kind gebreklik is. Hy profeteer die volgende woorde. Hy sê, julle moet 'n raket koop vir julle kind, Saterdag gaan hy tennis speel. Die ouers gaan koop 'n raket. Dink jy Saterdag tennis gespeel? Nee, hy het nie. Want die kind is gebreklik van geboorte af. Hoor gou mooi wat ek vir jou sê. Baie belangrik wat ek vir jou sê. Iemand kan dalk sê, maar pastoor, hulle dalk nie geloof gehad het, dis hoekom die kind nie kon gespeel het. Jy moet iets verstaan, en ek wil hê dit in die konteks sien wat ek nou vir jou gaan sê. Wanneer daardie kind onlangs gebreklik geword het, is die kanse baie beter dat daai profesie reg sou gewees het. Want dan kon hy dalk tennis gespeel het, maar as hy van geboorte af is, dan kan hy gaan tennis speel. Nee. So jy moet die konteks reg kry, as hy onlangs gebreklik geword is, die kanse ons nou baie beter dat hy sou kon tennis speel. As jy verstaan wat ek probeer sê. As jy profeteer, en jy sê in Desember, gaan dit en dat gebeur, en dit gebeur nie, bely dit net voor die Here, baie belangrik. Maar as jy fout maak, is dieselfde as jy sonde. As jy sonde doen, bely dit voor die Here. Mense, as jy 'n kind is van die Here, word jou sonde nie outomaties vergewe omdat jy 'n kindjie van die Jesus is nie. Die Bybel sê jy moet jou sonde bely, al is jy al vir jare op die pad. Want ons almal maak foute. Hoor jy wat ek sê? Vergewe altyd en bely altyd jou sonde. Die Bybel sê geen mens sonder sonde nie, al is jy die pastoor. Jy moet elke dag jou sonde bely. Elke dag vra vir beskerming. Dit gebeur nie outomaties omdat ek 'n kindjie van die Jesus is nie. Vra daarvoor elke dag. Baie belangrik. En wanneer jy profeteer, sal dit altyd in liefde wees. Altyd sal dit in liefde wees wanneer jy profeteer. God wil hê dat jy 'n seën moet wees vir ander mense. Met ander woorde, jy moet 'n omgee verhouding hê vir mense. Jy moet 'n omgee verhouding hê vir mense. Waar begin dit? Jy moet betrokke raak in die gemeente. As jy nie eens betrokke raak in die gemeente nie, hoe gaan jy dit daar buite doen? Om 'n omgee verhouding te hê. Verstaan jy wat ek sê? 'n Omgee verhouding. Om te wys, weet Jakobus se boek is vir my verskriklik interessant. Jakobus sê in my taal, sê hy die volgende woorde. Hy sê, moenie vir my sê jy's 'n kind van die Here nie. Hy sê, wys dit vir my. Mense, ek hoef niks te sê nie. Ek hoef nie die Bybel onder my arm te loop en almal te wys ek's 'n kind van die Here nie. Mense moet kan sien in my lewe, ek is 'n kind van die Here. Ek hoef eers niks te sê nie. Maar weet jy wat? Die gees van God wat binne jou is, trek mense kan dit agterkom. Hoor mooi. Mense kan vinnig agterkom in die gees van God het wat jy 'n sagte gees.
En die Gees van God trek mense. En wanneer mense probleme het, en hulle weet jy die Here, waartoe gaan hulle? Hulle gaan na jou toe kom. Hoekom? Want die Gees van God wat binne jou is, trek mense. Hulle vra vir jou, wat moet ek doen? Is dit nie wonderlik om 'n kind van die Here te wees nie? Dis lekker om 'n kind van die Here te wees. Ek like dit baie om 'n kind van die Here te wees. Want God is goed en hy seën my met allerlei dinge. Mense dink om 'n kind van die Here te wees, moet jy in 'n glaskas wees. Ek onthou jare terug daar in Vrystaat in daar 'n gemeente was, ek is 'n verskriklike stout pastoor, maar ek is soetstout man. Ek het 'n dokter in my gemeente. Hy kom eendag na my toe en sê vir my, pastoor, is jy regtig 'n pastoor? Ek vra vir my, kom. Hy lag. Hy sê vir my, nee, want jy's te stout vir my, jy doen te stout dinge. Ek sê, solank ek net soetstout is. Hoor julle wat ek sê? Om 'n kind van die Here te wees, hoef ek nie 'n glaskas te wees nie. Oral waar jy gaan, moet jy altyd 'n voorbeeld vir God wees. Ek sê dit baie, gaan dit vandag weer sê. Is nie wat mense van jou dink nie, wat mense van jou sê nie. Mense worry altyd oor dit, wat mense van my dink, wat mense van my sê. Die belangrikste is wat God van jou sê, en wat God van jou dink. Ok? Baie belangrik. Dis die belangrikste. Die ander is, 'n profesie gaan nie, wanneer jy profeteer, gaan dit nie oor hoe ek voel nie. Jy kry mens baie mense, hulle staan met die verkeerde voet in die bed uit op. Of baie vrouens trek 'n sekere rok aan, dan sê hulle vir 'n man, vandag moet jy versak maak met. Wat se plek is dit? Jy wil so wees, man. Waar kom jy daarop te sê, ek voel nog nie lekker nie, of ek het die verkeerde voet in die bed uit, jy wil so wees, nie my mals en praat nie. Ek het vandag daai op, pas op vir my. Dan gaan jy dit nog hoor. Die Here moet ons help. Moenie so wees nie. Jy kan besluit of jy 'n glimlag vandag op iemand se gesig sit. Jy! Het jy al gekom by by Checkers, of jy sê vir die vrou daar, jy sê daar maar mooi glimlag, baie dankie en toe het jy al gesien hoe smaak hulle vandag. Maar as jy daar met 'n bronpot, niks sal werk nie, man. Jou approach is belangrik. Baie belangrik. Jy sê, ek voel vanmorgen, ek wil ook wel preek nie. Hoor vir my mooi, om te profeteer en niks te doen met jou ups en downs nie. Niks nie, want dit kom van die Here af, wanneer jy profeteer. Die belangrikste vir my is, 'n profesie moet in lyn wees met God se woord. Kom ek sê weer, dit moet in lyn wees met God se woord. En ek sluit af met hierdie ene. Wanneer iemand na jou toe kom, en hy profeteer oor jou, en hy sê vir jou, dit is goed om in 'n buiteegtelike verhouding in te gaan. Dink jy dit kom van die Here aan? Ek weet nie, hierdie goede wat ek vir jou nou sê, is wat in kerke gebeur, wat in my 32 jaar gesien het. Dit is goed om in 'n buiteegtelike verhouding te gaan, dit kikker jou huwelik op. Hoor gou mooi, God reken af met sonde. God deel met sonde. Hy speel nie met sonde. Hoor jy wat ek sê, kom ons staan, dan bid ons saam.